Hallo vriende, baie welkom hier. Dis baie lekker dat jy vandag ook saam met ons kuier. En daar waar jy is, soos wat jy kom na die Here toe vandag, is my gebed dat jy opnuut vandag sy liefde en sy genade en sy vrede sal ervaar. Ons het verlede week uit 1 Korintiërs 10 gelees en daar het ons 'n bietjie gelees van Israel wat die voorbeeld is van hoe om nie 'n gelowige te wees nie. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die sonde, weer eens, maar op so 'n bietjie ander wyse gaan ons so 'n bietjie gesels oor die radwerk van sonde. Waarom het sonde in die wêreld gekom? En wat is die gevolg? En ons gaan uit Romeine 5 uit, gaan ons daaroor gesels. Maar voordat ons lees, wil ek begin met 'n beeld en om net 'n bietjie te illustreer wat die sonde in ons as mens en mensdom gedoen het. Wanneer ons na 'n rivier kyk, dan sien ons dat soos wat die water vloei, is alles wat langs die rivier leef en groei afhanklik van daardie water. Die plante wat groei, die diertjies wat daar langs bly, die bome, die voëls, alles wat afhanklik is van water, wat leef, is afhanklik van hierdie water en daarom, as die water nie daar is nie, dan sou daar nie lewe gewees het nie. Nou verbeel jouself dat iemand kom en by die begin van die rivier gooi gif in die water. Wat sal die ekologiese gevolg wees? Ek lees nou onlangs in Netwerk 24 van 'n munisipaliteit in Mpumalanga wat erken het hulle al vir 6 jaar rou riool in hierdie rivier van hulle gestort het. En die ekosisteem is al daardeur beïnvloed. Die visse wat daarin swem, die diere en die plante groei, word daardeur beïnvloed. En so is sonde ook in ons as mense se lewens. In die begin deur Adam, het dit in ons wêreld ingekom, en so het dit bietjie vir bietjie ons kom vergiftig. Binne in ons DNA, wil ek amper sê, kom inkruip. So met daai beeld in gedagte, kom ons lees wat sê Paulus vir ons vandag oor sonde, uit Romeine 5. Daarom, soos deur die een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van een mens se sonde nie. Want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. Maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus, ons Here. Nou vriende, dit mag dalk klink asof ons baie oor sonde praat die afgelope tyd, maar daar is tog 'n rede daarvoor. En ek weet dis moeilik. Ek weet dis nie lekker om te hoor dat jy is verkeerd of jy het verkeerd gedoen nie. Ek sien dit wanneer ek vir my 3-jarige probeer verduidelik dat dit wat sy nou gedoen het nie reg is nie. En dan sien ek ook haar reaksie daarin, dat sy nie daarvan hou nie, dat sy nog wil aanhou daarin. En ek dink dis belangrik dat ons besef
waarom ons van sonde bewus moet wees, die oorsprong van sonde, en dat ons sondig is, want dit help vir ons om te verstaan waarom Jesus Christus hierdie lydenspad moes stap. Dis die beginpunt van geloof in Christus, is wanneer ons besef hoe sondig ons is. En Paulus kom hierso en hy verduidelik vir ons baie, baie mooi, hoe die sonde begin het, wat die oorsprong daarvan was, en hoekom dit nodig was dat Christus aarde toe moes kom, 'n perfekte lewe moes leef, die lydenspad moes stap, en op die einde van die dag gekruisig moes word. Ja, sê Paulus, dat die sonde het deur een mens gekom, deur Adam. En ons lees van hierdie verhaal in die baie bekende verhaal van Genesis 3, waar hulle die vrug gepluk het, wat hulle nie moes nie, geëet het, en dat hulle daar tot 'n besef gekom het dat hulle naak is. Maar terselfdertyd het hulle teenoor God oortree. Het hulle die verhouding wat God tot stand gebring het tussen God en mens, het verbreek. Nie net daardie verhouding nie, maar ook die verhouding wat God met sy skepping gehad het, het tot 'n val gekom. En van daar af was dit 'n heeltyd 'n spartel tussen God en mens, dat die mens hulle eie wil volg en nie God se wil soek nie. So het hierdie gif, hierdie besoedeling in die rivier, alles rondom dit beïnvloed, selfs vir my en vir jou. Dit het ons binnengedring, dit het deel geword van ons wese, dat ons altyd teen God sou wees, as hy nie ingegryp het nie. En dan kom Paulus en hy sê, maar die genadegawe is meer oorvloedig as enige ander ding. En Christus kom soos 'n Adam, en soos wat Adam die sonde ingebring het en alles besoedel het, so kom Christus en hy bring die genadegawe. Soos wat Adam se sonde veroordeling tot gevolg gehad het, en die uiteinde daarvan die dood is, 'n lewe en 'n bestaan sonder God, so kom Christus met meer oorvloed, sê Paulus, en hy kom gee vir ons regverdiging, hy kom maak ons weer reg, hy kom maak ons weer heel, sodat ons kan leef. Christus kom en hy is nie daar hoog verhewe, ver weg van ons nie, hy kom aarde toe, hy word mens, en leef 'n perfekte lewe, sodat hy 'n perfekte dood kon sterf, die perfekte offer kon wees, vir my en vir jou. En daardeur sê Paulus op 'n latere stadium, maar dood, waar is jou angel? Want Christus kom neem die sleutels van die doderyk in sy besit. Christus gee vir ons 'n tweede kans. Christus kom maak ons sondige mens weer heel. En daardeur kom God en in die eerste plek wys hy sy solidariteit met mense, deur te sê dat ek persoonlik kom af aarde toe, en ek gaan regmaak wat julle nie kan nie. En vriende, wanneer ons hierdie dinge hoor, wat is ons reaksie hierop? Ek dink daar's twee dinge wat ons vir mekaar moet sê vandag, wat belangrik is. Die eerste ding is dat ons moet besef ons is sondig, wat al klaar 'n baie moeilike ding is. Ons moet besef wanneer ons verkeerd is. Ons moet besef wanneer ons teenoor God en teenoor ons medemense sondig. En die tweede ding wat ons moet besef is, ons moet skuldig voel daaroor. En ek dink hierdie is 'n baie moeiliker ding om te doen. Want ons kan, dis alles goed en wel as ons weet dat ons skuldig is en ons weet ons sondig. Maar wanneer ons skuldig voel daaroor, dan beteken dit dat ons iets daaraan wil doen. Dat ons hulp nodig het. En dis wanneer ons skuldig voel daaroor, wat ons na Christus kan gaan, wat ons na Christus toe hardloop. En liewe vriende, hoor vandag dat alhoewel ons sondig is, alhoewel ons deurdrenk is met die DNA van sonde binne in ons, sê Christus, ten spyte daarvan kan jy weer heel gemaak word. Waar jy op die pad van die dood nou stap, kan jy regverdig word, kan jy gesond word en kan jy die lewe in oorvloed ontvang. Dit is die aanbod wat Jesus vir ons gee. En daarom, liewe vriende, is die oproep vanoggend of vandag vir elkeen van ons om
die merkwaardige pad van Christus Jesus raak te sien. Om te besef dat hy vir my en vir jou hierdie lydenspad stap, nie omdat dit vir hom lekker was nie, maar omdat ons nie sonder hom sou 'n kans gestaan het nie. Besef vanoggend, jy is 'n sondaar. Besef vandag dat sonder Christus was daar geen hoop nie. Maar sê Paulus dat die genadegawe is meer oorvloedig as enige iets anders. En dat ons met hierdie wete na die genadetroon kan nader. Dat ons vir God kan sê, Here, vergewe my. Neem my aan as u kind. Lei my in hierdie wêreld. Vorm my en stap met my saam op hierdie pad van heiligmaking. Dit begin by my en jou, wat besef ek is sondig. Ek het Christus nodig. En mag ons vandag opnuut daai keuse uitoefen. Mag ons opnuut vandag hoor dat sonder Christus is die dood ons uiteinde. Maar met Christus kan ons leef en dit in oorvloed. Mag ons die merkwaardigheid in hierdie lydenstyd van Christus se lydenspad besef. Mag ons besef dat ons hom ongelooflik nodig het. En mag ons weet dat ons met vrymoedigheid na hom kan kom. Met vrymoedigheid na hom kan nader. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend, vandag, opreg na u toe kan kom. Dat ons kan bewus word van ons eie tekortkominge, sondes. Here, en dat ons vir u kan vra om ons weer heel te maak. Stap met ons 'n pad van heiligmaking, Here. 'n Pad wat ons weet nie baie maklik is nie, maar wat tog die moeite werd is. Gee dat ons opnuut sal weet dat deur Adam het sonde in die wêreld ingekom, maar deur Christus is daar 'n lewe in oorvloed. En dat ons elke dag sal kies om ons lewens volgens hierdie waarheid in te rig. Dankie, Here, dat u ook hierdie pad van ons stap. Ons eer u as ons Vader, as ons Verlosser, as God in en by ons. Amen.